Daar is iets aan sonlig wat 'n mens weer laat asemhaal. Veral na 'n lang stuk grys weer, na dae van koue wind, van nat strate, van donker oggende en daardie gevoel wat amper in jou lyf kom lê, so swaar. En dan skielik breek die son weer deur, die lig val op jou gesig en die wêreld lyk net anderste. Die tuin lyk groener, die lug voel ligter. En wanneer daardie warm lentebriesie oor jou waai, dis nie koud nie, dis nie skerp nie, maar is sag en verfrissend. Voel dit amper asof iets binne in jou ook weer oopgaan. Asof jy weer nuwe asem kry. Nie net lig in jou longe nie, maar 'n hoop diep in jou hart. Ons lees van so 'n asem in Johannes 20. Die disippels is bymekaar agter geslote deure, hulle is bang, hulle is verward, hulle is onseker. Hulle het Jesus sien sterf, hulle het sy laaste asem aan die kruis beleef, en nou staan die opgestane Here voor hulle, en hy sê vrede vir julle. En dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dan doen Jesus iets baie besonders. Hy blaas sy asem oor hulle, en sê, ontvang die Heilige Gees. Dis nie sommer net 'n mooi of 'n simboliese gebaar nie. Dit vat jou en my terug na Genesis toe, waar God lewensasem in die mens blaas, waar stof lewe word, waar God se asem menslike bestaan moontlik maak. En nou blaas Jesus oor hierdie bang, gebroke, onseker disippels en hy gee vir hulle nuwe lewensasem. Opstandingsasem, geesasem, 'n asem van hoop. En dit is presies wat in hierdie gedeelte gebeur. Jesus red nie net sy disippels uit hulle vrees nie, hy stuur hulle terug die wêreld in met vrede, met vergifnis, met sy gees en met 'n nuwe asem. En dit geld ook vir jou en my. In Suid-Afrika, hier in die VK, of waar jy ook al woon of werk of sukkel, gevul is met hoop en waar jy bid. Asem maak lewe moontlik. 'n Nuwe asem, 'n vars asem, 'n verfrissende asem gee ons hoop. Maar Jesus se asem doen meer. Dit gee nuwe lewe. Hy wat sy laaste asem aan die kruis gegee het, blaas nou sy opstandingslewe in ons in, sodat ons in geloof die betekenis van daardie laaste asem met ander mense kan deel, omdat elkeen wat kan hoor moet weet. Daar is vergifnis, daar is vrede, daar is nuwe lewe. Daar is nuwe asem in Christus Jesus. Here Jesus, dankie dat U leef. Dankie dat U oor bang en moedelose mense nuwe asem blaas. Vul ons met U Gees, met U nuwe lewensasem. Gee ons vrede en stuur ons om U vergifnis, hoop en lewe met ander te deel. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en dis my hoop en my wens en my gebed dat jy met elke asemhaling sal besef dat God se nuwe lewensasem vir jou bedoel het. Dit hou vir jou betekenis in en dat jy daardie boodskap met ander sal deel. Tot volgende keer. Totsiens.